Here, ons het nou net gesing dat U is die koning en het is eintlik 'n voorreg om te sê ons bring aan U al die ere want U is waardig. En ons kom bely dat U heilig is en ons wil U aanbid. En vandag wil ons U ook aanbid deur te luister na U woord. En daarom vra ons dat U vir ons elkeen 'n leerbare gees sal gee. Maak ons harte oop en ontvanklik vir U woord. Maar Vader, nie net dit nie, dat ons ook wanneer ons hier uitstap, met 'n wete gaan weet dat ons 'n entjie dieper in ons geloof gegroei het. Want dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons by mekaar bring as U kinders. U is 'n familiebyeenkoms. U is ons Vader en U kom praat met ons en U kom sê vir ons hoe U wil hê ons moet leef sodat dit met ons beter sal gaan. Dat ons vervuld sal wees, dat ons sal beleef U is by ons. So ons kom vra nou dat U vir ons sal help deur die woord en deur die Gees. In Jesus se naam. Amen. Nou ons is besig, julle weet, van die begin van die kwartaal af met Hebreërs 11. Nou Hebreërs 11 by my is nou nie as gevolg van hierdie tyd stikkend gelees nie, maar is nou oor die jare het hy stikkend geraak. Want Hebreërs is so 'n wonderlike boek, maar vir al Hebreërs 11 wat van ons vertel van geloof. En nou ons het in die begin van die jaar begin deur te sê, en dit is maar ek glo dit maar God met my werk. Ek weet nie hoe werk hy met julle nie, maar my verhouding met God is dat hy my altyd wil dieper vat, nader aan hom, meer laat groei in geloof. En ek dink dis hoekom ons op 'n Sondag by mekaar kom en dis hoekom jy Bybel lees en dis hoekom jy miskien Bybelstudie doen. Die rede daarvoor is nie om dit te kan aftik en te sê ek het dit gedoen nie, maar die rede hoekom ons dit doen is om te sê ek wil 'n bietjie meer weet van God. En God wil hom meer in my openbaar en ons het dit die afgelope tyd gesê toe ek vir julle gesê het ons het begin met Esegiel en Esegiel 47 wat hierdie beeld gehad het van die water. Julle onthou wat deur enkeldiep en kniediep word en nader aan heupdiep en dan nader kan jy net swem, so diep raak jy. En toe het ek gesê dat hierdie is spesiaal, dit kan ons van toepassing maak op ons, want dis soos ons is. Ons is wat ek kniediep in ons geloof of enkeldiep of diep in ons geloof en God wil ons eintlik elke keer dieper vat. En in Hebreërs 11 gebruik hy gewone mense as 'n voorbeeld. En dis ook hoe ons met Hebreërs 11 besig is. Nou hierdie week gaan ons 'n bietjie gesels oor Abraham. Julle het laasweek het Nathan so 'n bietjie daaroor gepraat, maar ek wil vandag met Abraham praat en ek wil hê ons moet oplet oor Abraham, hoe hy met geloof gewerk het. En ek het daaroor gedink in die week, maar eintlik is geloof 'n leefwyse. Dis nie iets wat jy het nie en sê ek glo nou nie, maar dit is 'n manier van lewe. Daarom wil ek die tema maak vanoggend 'n leefwyse van geloof. So ek wil julle vra. Dis die eerste vraag wat julle moet korrek antwoord. Dan kan julle punte kry eendag. Kom ons kyk. Wat maak ons uniek? Wat maak gelowiges anders as die res van die wêreld? Wat sê julle sê? Geloof, dankie. Geloof maak ons heeltemal anders. Want ons glo. Ons sê ons is mense wat glo. So dit maak ons totaal anders as die res van die wêreld wat nie glo nie. Want die res van die wêreld sê daar is niks nie en daarom glo ons nie. En ons moet onthou van die begin van die sondeval, van daar af van die oomblik wat sondeval plaasgevind het tot nou toe, is die enigste manier hoe mense met God versoen kan word, is om te glo. Ons is gelukkig dat ons het vir Jesus, maar die mense in die Ou Testament het geglo op grond van dit wat hulle van God beleef het. Hulle is nie gered op die grond van die feit dat hulle die goeie werke gedoen het, of wat hulle die wet onderhou het. Nooit was dit so gewees nie. Die enigste manier hoe mense by God kan uitkom, is wanneer hulle glo. En dit is wat ons nou lees hierso in by Abraham. Nou Abraham se storie, ek wil hê julle moet dink nou, dit as jy nou gaan kyk in die Bybel, Genesis 1 tot 11, wat maar so, dit is maar 'n klein stukkie, wat ek gou kyk, 'n paar bladsytjies, dit kan jy sien, dis die eerste 2000 jaar se geskiedenis, word in hierdie een paar bladsytjies opgevang, en die res, wel, nou gaan ons van Abraham lees, en die volgende 13 hoofstukke, vertel net die storie van Abraham, so dit, en dan word daar soveel ander Bybelgedeeltes oor Abraham gesels, so hier is definitief 'n belangrike draaipunt,
in God se geskiedenis, in die heilsgeskiedenis kan 'n mens sê. Want daar's 'n paar draaipunte gewees. Ek dink Noag was 'n draaipunt. Abraham was verseker 'n draaipunt, Moses was 'n draaipunt en dan Jesus. So hier's 'n paar hoofmomente. So ons gaan 'n bietjie stil staan by een van die grootste hoofmomente wat gebeur het met Abraham en dis waarmee ons gaan bietjie gaan luister. Nou as jy gaan dink oor Abraham en jy lees eintlik nou die verhaal van Genesis 1 af en jy lees tot by Abraham, sal jy agterkom. Ons het nou van Noag geleer, en onthou julle het van Henog geleer, en daar's so verander ouens wat ons kan van leer, maar daar's een ding wat jy kan deurtrek, wat dwars deur die Bybel, en dit is dit, God soek na mense. God het nie mense weggegooi nie. Mense het hom weggegooi, maar dis die storie, en dis waar hy by Abraham begin, en ek gaan nou vir julle daar lees uit Hebreërs, ek gee net vir die agtergrond. So hy begin by Abraham om te sê, maar ek sien die mense soek my nie, maar ek soek die mense, ek wil hulle red, ek wil hê hulle moet versoen met my, en dan besluit hy om te sê, ek gaan nie weer deur een mens werk, ek gaan nie deur 'n Noag werk, of deur 'n Henog of wie ook al nie, ek gaan hierdie keer 'n volk kies, en ek gaan deur 'n volk werk, want God se plan was, hy het 'n volk nodig, hy het 'n nasie nodig, hy het 'n land nodig, waaruit 'n Messias kan gebore word, waaruit Jesus kan kom, maar hy het iemand nodig. En by Abraham kom hy, en dan besluit hy wil vir Abraham kies. Nou kom ons lees net Hebreërs 11, sy eerste gedeelte, daarby hoofstuk 11 vers 8. Omdat Abraham geglo het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek na die plek toe wat hy as 'n erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. En omdat hy geglo het, het hy die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, waarvan God self die ontwerper en bouwer is. So, as 'n mens dink oor geloof, dan wil ek dit so stel, is dat jy kom tot geloof wanneer jy sê, jy aanvaar dat Jesus is jou redder. Jy sê, ek is nou 'n kind van God. Maar dit kan nie so bly nie. Daar's geen manier hoe jy kan sê, wel ek is nou 'n gelowige, maar ek stel nie belang in God nie. Ek glo in hom, maar ek wil niks verder met hom te doen nie. Ek dink nie dis moontlik nie. Ek dink dit dis wat ek by Abraham leer, is dat God het hom gevat, en hy het vir hom hierdie wonderlike goed gegee, sodat ons kan daai uitleer. Maar een van die goed wat ek by Abraham leer, is dat God kom, en hy sê vir hom, ek gaan vir jou 'n nasie maak, wat nog nie bestaan nie. En dis 'n amazing gedagte om te dink, God kom na iemand toe en sê, hoor, jy gaan 'n groot nasie wees, jy gaan jou groot volk maak, maar daar bestaan niks nie. En dis mos God. God kan skep, hy kom uit niks uit skep nie. En die tweede ding, as jy 'n volk skep, moet hulle 'n land hê. En daar is nie 'n land nie, want die land wat hulle in later gaan woon, wat ons nou weet is Israel, het nie bestaan nie. Dat stamme daar gebly. Maar God sê, dit maak nie my saak nie. Ek sal gaan en ek wil 'n volk kry waardeur ek van nou af gaan werk en ek gaan 'n land skep. So hy kom uit niks nie en dan skep hy iets. Nou verstaan ek nie, en dit is die goed wat ek nie verstaan van die Bybel nie. Hoekom het God dan gegaan en hy kies iemand? Hoekom kies hy nie iemand van daai plek af nie? Hy kon ons net sowel daar iemand gekies het en gesê het, wel, kom ons kies iemand van Israel af, en hy gaan hom nou oprig. Ek het nou 'n bietjie geskiep met daai, ek gaan nie terug van daai kaart toe. So dis waar Abraham gewoon het, hy het gewoon by Ur, dis in die suide van Irak. En dan sê God vir hom, jy wat daar bly, jy moet trek na die beloofde land toe wat daar is. Maar kyk die pad wat hy trek, is heeltemal, hy gaan eers Turkye toe, daar waar Haran is waar die groot aardbewing nou was, dis in daai omgewing. En dan kom hy af hier uiteindelik na die beloofde land. Nou ek verstaan nie hoekom God gekies het om hom te kies nie. Want as jy nou gaan lees oor sy pa en jy hoor oor sy agtergrond, het hy die maangod aanbid. Vir een of ander rede het hy nie eers by God uitgekom vir 'n manier nie. Maar God kom en hy kies hierdie man en hy sê uit hom uit gaan ek 'n groot nasie maak. En nou verstaan ek nie as God kies iemand om 'n groot nasie te maak, maar dis God op sy beste,
dan kies hy nie 'n jong vrugbare paartjie en sê, hoor jy, ek wil uit julle 'n nasie maak nie. Hy maak 'n punt deur te sê, as ek iets skep, dan weet julle ek het iets geskep. Hy kies 'n 75-jarige man, wie se vrou 65 jaar oud is, wat verby oor die muur is, gone. Wie is oor 65? Sorry julle, jy kan nie meer kinders kry nie. En dan kies God hom. En hy sê, vir julle gaan ek vat, en ek wil hê, dat die geskiedenis hiervanaf sal sê, die wêreldse geskiedenis, jy ooit sal terug kan kyk na Abraham, en jy sien, uit Abraham is hierdie wonderlike volk geskep, dan weet jy, dit is 'n wonderwerk. Want dit was nie moontlik nie. Dis net God, dis God op sy beste. En so, ek kom nou terug na 'n ander punt, ekskuus, jy kan nou weer vir my verbygaan, ek het so 'n bietjie net daai kaart geskiep. Daar sê. So nou wil ek hê ons moet 'n bietjie prakties gaan dink. Ons gaan gesels 'n bietjie oor Abraham, en ek het gesê geloof is 'n leefwyse. So wat is die eerste eienskap wat ek leer hier by Abraham en sy geloofwyse? En dit is dat dit blinde geloof is. Kom ons lees gou, hy sê, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek na die plek toe wat hy sy erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Nou hier in die begin, die eerste keer toe ek oor Hebreërs 11 gepraat het, ek julle mos 'n definisie gegee van geloof. Kom ons kyk gou weer, hy's in Hebreërs 11 vers 1, wat sê, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Toe ek vir julle so 'n skaal opgesit, en daar staan, geloof is 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word op. Dit is goed wat jy nog nie het nie, want jy hoop nie op goed wat jy het nie. Jy hoop nie jy gaan 'n kar kry as jy 'n kar het nie, jy het hom. Maar jy nog nie 'n kar het, dan hoop jy eendag sal jy 'n kar kry, of jou pa of jou kar gee. Wie se kinders het nog nie karre nie? Kom. Hoop maar daarop, Lara. Daar gaan eendag 'n kar daar staan, hè. Maar jy het dit nog nie, jy hoop nog daarop. Aan die ander kant van geloof is om te sê, dis 'n bewys van dinge wat nie gesien kan word nie. So ons moet geloof is nie, soos wat ons sê, sien is glo nie. Die premises van geloof is dat jy nie kan sien nie, daarom glo jy. So as God kom en Abraham kom, en hy sê vir hom, luister, ek roep jou, dan is hy nie spesiaal nie. As jy nou die geskiedenis van Abraham gaan lees, julle ken seker die geskiedenis, hy het droog gemaak. Hy het nie altyd wonderlik eerlik gewees nie. So Abraham was nie hierdie droom mens gewees nie. Maar wat Abraham verskil gemaak het, en dit is waar ons waar inskakel, is dat hy het geglo. Nou die woordjie glo in die Hebreëus, ek het dit nou nie daar opgesit nie, maar as jy dit so sal vertaal, dan is dit eintlik om te sê, Abraham, while being called, obeyed. Dis wat geloof is. Terwyl God besig is om hom te roep, het hy reeds gehoorsaam gewees. Dis nie iets wat jy contemplate oor. Iets wat jy oor gaan dink om te sê, maar blinde geloof is om te sê, terwyl God met my praat, en ek weet nie hoe gaan dit wees nie, en terwyl hierdie situasie met my gebeur, en dit lyk asof alles uit mekaar uitval, en ek weet nie hoe dit gaan wees nie, glo ek. Dis wat blinde geloof is. Want jy het nie die antwoord nie. Jy weet nie hoe gaan dit wees nie. Toe die Here my geroep het om Perth toe te kom, was ek baie teen dit gewees, want ek hou nie van Australië gehou nie. En nou laf ek die plek by, ek kan nie gehou van die mense nie, want hulle wen ons in cricket en rugby, en maak ons mense seer as jy kom speel, en ek het glad nie gaan dink om hier na toe te kom nie. Toe die Here my roep, het ek nie eens geweet waar is Perth nie. Ek het so min of meer gedee waar Australië was, maar ek het nie geweet hoe lyk hierdie plek nie. Maar God het sy roeping was so duidelik, dat ek kon nie weier nie. En op grond daarvan het ek gesê, ja, sal kom. Maar ek was gelukkig, ons kon Google. Ons kon 2 keer hierna toe vlieg, om die plek te kom uitkyk, en sien, weet hoe lyk dit hier, die mense te ontmoet en alles. Maar dit is nie anders as dit Abraham se roeping nie. Want ek het nie geweet hoe dit gaan wees nie. Ek het nie geweet hoe gaan dit kan maak nie. Ek het glad nie geweet nie. Dis blinde geloof. Julle wat hier is, baie van julle het my gesê, ons het gebid om hier na toe te kom. Ons het geglo die Here maak vir ons 'n deur oop, maar jy het nie geweet hoe gaan dit hier wees nie. Jy het op grond van jou geloof gekom en gesê ek kom hier na toe, want ek weet God is met my.
Maar blinde geloof is meer net as om te sê ek gaan na 'n plek toe waar ek weet ek sal okay wees, want God is by my. Blinde geloof gaan verder as dit, want dit gaan dieper, dit gaan baie dieper daarin. Dit vra van jou om te glo dat as jy vir God kies, dan word jy sy kind. Dit vra van jou om te glo, en dit sukkel baie mense mee, is om te sê, as ek 'n kind van God is ek verlos van my sonde, dan is dit wat gedoen is in die verlede verby. Dit vra van my om te sê, ek moet blindelings glo, maak nie saak wat die wêreld sê, maak nie saak wat ander teoloë sê nie, dit die woord is die woord van God, en is onveranderlik, maak nie saak wat gebeur in hierdie wêreld nie. Ons kan nie die woord verander nie. Dit moet jy blindelings glo. Jy moet blindelings glo dat die Bybel waar is as hy sê, as jy gaan eendag hemel toe. En jy weet nie hoe lyk dit daar nie. Niemand wat nog kon vir ons eintlik, daar's 'n paar mense wat kan sê hoe dit was, wat nou 'n near-death experience gehad het, maar ons weet nie hoe dit is daar nie. Maar ons glo dat God sê, jy kom na 'n beter plek toe, waar God by ons gaan wees. Dis blindelingse geloof. So Abraham, terug na Abraham toe. Abraham moes blindelings sy plek verlaat het. Hy moes die onsienlike, onbekende God gaan volg, wat gesê het, ek gaan vir jou 'n nasie maak, wat nog nie bestaan nie, en ek gaan vir jou land gee, waar jy gaan bly, wat nog nie bestaan nie. Maar hy trek, kom ons lees gou wat staan in Genesis 12, en hy sê, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek sal jou aanwys. Hier is 'n beginsel wat ek wil hê ons moet leer. Maar wat staan daar? Hy sê, trek uit jou land uit, weg van jou mense af, jou familie, hulle het nie terug kon gaan nie. Daar was nie geen vlugte op daai stadium nie. Hy kon nie terugvlieg elke nou en dan Ur toe nie. Daar was gone. Toe hy daar weg is, het hy gegroet al sy familie, al sy vriende, al sy besighede, al sy geld, alles moes net daar bly. Al het hy diere saam met hom gevat. Die res het gebly. Dis 'n beginsel wat ek wil hê ons moet leer, is om so breek, wanneer jy blindelings agter God aanloop, geestelik nou, dan breek jy waar jy vandaan kom. En waar kom ons vandaan? Ons kom vandaan van 'n plek af, waar ons sonde gehad het, en waar ons in die wêreld was. So die eerste ding wat ek dink, en dis maar net so, wat ek dink ons moet breek, is dat daar's goed wat ons doen, of gedoen het, wat nie God verheerlik nie, wat nie vir God eer bring nie. Ek moet daarmee breek. Ek moet breek met 'n wêreldse stelsel, en dis die moeilike ding om te doen, want ons leef in hierdie wêreld, en ons word beïnvloed deur die wêreld, ons word beïnvloed deur mense, en ons begin dink soos mense, en ons wil graag optree soos hulle. Ek moet daarmee breek, want ek het 'n ander stelsel. Daarom kan ek nie maak soos die wêreld nie. As die wêreld, as jy by 'n wêreld, by besigheid werk, en die beginsel is man, ek onthou nog, ek in die besigheid was, as hond eet hond, dit gaan net oor wie die sterkste is, en jy sê, wel, ek moet survive, en ek moet hierdie goeders doen, en ek is deel van hierdie skindergroepies. As jy deel is van 'n skindergroepie, maak dit 'n gebedsgroepie. Want dan kan jy by die Here gaan skinder oor mense, en dan sê, ja, Here, hierdie ou maak my kwaad. Dan verander die Here dit. Maar vat jy dit, en breek met hierdie wêreldse stelsels. En dis die moeilikste ding om te doen. En dan die ander ding wat jy moet mee breek, en jy sal weet waarmee jy moet breek, is daar sondes wat 'n houvas op jou is, op jou het. As daar goed wat jy voel, maar ek doen elke keer hierdie sonde oor en oor, dan kom jy na God en sê, maar ek wil u blindelings glo, ek wil agter u aanloop, maar gaan hierdie goed begin breek, ek gaan begin klaarmaak daarmee. Want dan kan God ons seën. Want dis God se wese om vir mense te seën. Dis God se wese om goed te wees. Ons sing baie keer God is goed. En die wese van God se goedheid is om te sê, ek wil hê jy moet 'n lewe waar jy vervuld is, waar jy jou volle potensiaal beleef, waar jy voel maar ek is naby God. Dis wat hy wil hê. Hy wil jou seën. Maar hy kan jou nie seën as jy nog nie gelos het wat agter is nie. Hoor wat sê vir Abraham, hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees.
Dink ek oor seën. Nou seën kan 'n mens 'n hele preek oor maak. Maar as jy jou eie heil soek, en as jy op jou eie manier jou eie geluk wil bepaal, as jy op jou eie manier jouself wil seën, en dit is 'n normale ding om te doen. Sê ek werk hard sodat ek hierdie goeie goed kan hê en daarmee bless jy jouself. Dan mis jy die blessings van God. Daarom sê hy, as jy agterlaat en jy kom na my toe, dis genade. Wat God sê, jy hoef nie te werk vir dit nie, dan sal ek jou seën. Maar jy kan nie in hierdie wêreld leef waar ons met twee, jy weet, een voet in die wêreld en ander voet in die kerk en ons dis ek nou die dag gesê het, mense sê jy moet 'n gebalanseerde Christelike lewe hê. Nou iets wat in 'n balans is. Jy onthou die skale wat ons gehad, julle sal nie onthou, julle is te jonk. Ons het sulke skale gehad met gewigte aan hierdie kant en dan sit jy hierdie goed en dan meet hulle die goed. Wie het nog sulke skale gehad, hè? Ja. En wat gebeur as hy presies identies is? 1 kilogram hier, 1 kilogram hier. Dan staan hy stil. Nou ek sê altyd iets wat stil staan, is soos water wat stil staan, dit vrot. As geen beweging. Jy kan nêrens heen gaan nie. Jy kan nie 'n gebalanseerde lewe saam met God nie. Jy gaan net een weg. En dit is die pad wat God wil hê ons moet loop. En dis wat hy vir ons wil leer. En hy sê ek wil jou seën, maar jy moet agterlaat. Petrus skryf daarop, op stadium sê hy, as gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het nie. Toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle hele lewenswandel heilig wees. En daai heilig beteken anders. So as jy 'n kind van God is, dan sê ek, kan jy nie leef soos jou ou begeertes nie. Dis die beginsel van blinde geloof, want ek loop agter God aan. Dis 'n leefwyse van geloof. Dis 'n elke dag se ding hierdie. Dis 'n Here, ek maak los en dit gaan tot die einde wees waar jy nog 'n goed losmaak wat jou vashou. Sonde en ander goedes van hierdie wêreld. Maar die beginsel is ek maak los, ek begin daaraan werk en ek leef heilig. En dit lei tot 'n tweede beginsel wat ek by Abraham leer is, leef deur die beloftes van God. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon, die belofte. 'n vreemdeling in 'n vreemde land, in tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename was van dieselfde belofte. Op grond van God se belofte staan aan, die belofte was weer, ek gaan weer vir julle Genesis 2 lees, ek sal 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, jy sal 'n man van groot betekenis wees, jy moet tot 'n seën wees, en dan sê ek sal seën wie jou seën, hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die volke van die aarde geseën kan word. Abraham het nie hard gewerk nie, Abraham het nie probeer, hy het nie 'n bidgroepie gehad om te sê, Here, ek bid dat U vir my sal roep en dat ek ergens gaan werk vir U nie, nêrens nie. Dis doodeenvoudig God wat kom en vir hom 'n belofte gee. Nou kyk gou die storie, hy is 75 jaar oud, Sarah is 65 jaar oud, en hier kry hy die belofte, hoor jy gaan 'n groot nasie word. En ons weet nou vandag natuurlik dat, ons het nie die getalle nie, maar iemand het 'n som probeer maak om te sê, Abraham se nageslag is omtrent 300 miljoen op die oomblik. Ons weet daar's 14 miljoen Jode, maar onthou hy het nog ander kinders gehad. Ismael was een van die kinders wat hy gehad het, en daaruit is die Arabiere gebore, so daar's 'n groot nageslag van Abraham. Dis wat God vir hom beloof het. En maar hier op 75 jaar kom God na hom toe, en dan kom sê God vir hom, hoorie, maar jy gaan 'n pa word van kinders, en nogal nie min nie, baie. En so dink, okay, is goed, dis nou, die Here het my besoek, en so volgende jaar is Sarah swanger. Toe nou nie. 25 jaar. Hoe oud is sy toe? 100. En Sarah is 90. Wie van julle is 90 al? Amper. Maar, nee, dan, jy is toch ver van 90 af. Ja. Maar hier's dit. En God het beloof, en vir 25 jaar hou hy net aan om te wag, om te hoor, wanneer gaan God se belofte waar word. Ons natuurlike reaksie is om ons eie ding te wil doen. En dit het ongelukkig gebeur by Abraham hulle ook.
dat op 'n stadium het hulle gesê, nee, wat hierdie belofte gaan nie waar word nie. En toe sê Sarah vir hom, ek slaap saam met my slavin, en word Ismael gebore, en dis waar die Arabiere vandaan kom, dis waar die moslems vandaan kom, almal vaders, almal kinders van Ismael, wat moes nooit daar gewees het nie, maar dis omdat hulle ongeduldig was, het hulle dood eenvoudig, daar was maar nie geglo aan die belofte nie. So wat beteken dit as daar 'n belofte is? Wat het hy gedoen? Hy het weggetrek sonder om te weet, sê hy daar, waar hy sou uitkom, en dan vers 13 is vir my so mooi, hy sê, terwyl hulle steeds geglo het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat hulle beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien, en daaroor gejuig. So ek wil hê vir jou vra, ek weet nie hoe gaan jou toekoms wees nie. Ek weet nie wat is dit hoe dit gaan lyk oor 'n jaar nie, 5 jaar, 10 jaar nie. Maar wat ek by Abraham hoor, het 25 jaar, al hy het vasgehou, alhoewel hy 'n bietjie 'n draai gemaak het, vasgehou in daai belofte, dat God sal op 'n stadium sy belofte nakom. So hou vas aan die belofte, dit is blinde geloof om te sê, ek hou vas aan die belofte van God. So die derde ding, en dit sluit hierby aan, en ek het dit al klaar afgenoem, is wag geduldig, dit vra geduld. Ons is mense wat nie geduld ken, ons is mikrogolfmense. Goed met vinnig gebeur, het sê so vinnig haar kom. So ek lees vir julle verder, hy sê, omdat Abraham geglo het hy, hoewel Sarah onvrugbaar was, en hy al baie oud was, krag ontvang om 'n kind te verwerk, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was daarvan een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwerk nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim, en so baie soos die sand van die see. En terwyl steeds geglo het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar het in die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle op hierdie aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. So ek wil jou vra, hoe lank is lank genoeg gewag? Jy bid vir iets, ek weet daarvan julle wat bid vir iets. Hoe lank is lank genoeg wag? Ek wil vra, hoe ver strek jou geloof? Hoe ver kan dit gaan dat jy maar nader net sê, nee wat, ek los dit maar, God gaan nooit vir my dit gee nie, of ek gaan hierdie belofte gaan nooit waar word nie, ek gaan maar op 'n ander manier aangaan. En ek sê weer, baie keer op jou eie, as jy op jou eie ding doen, ek het dit my lewe al baie keer beleef, dat jy bid vir 'n ding, en dit is asof God nie deurkom vir jou nie, en dan besluit jy, maar ek gaan my eie ding doen. En dan is dit 'n ramp. Dan is dit vir my, julle kan almal daarvoor getuig, dat 'n ou hier toelaat, dat ons deur hierdie wêreldstelsel gedryf word, en dat ons uiteindelik dan 'n besluit maak sonder God, omdat ons nie wag nie. Nou, onthou julle so 'n paar jaar terug, en dit is baie lank terug, het ek julle 'n akroniem geleer oor geloof. Kyk, daar's 'n akroniem wat julle almal ken, is ASAP. Wat beteken dit? Onthou julle die ander akroniem wat ek julle geleer het? Kom ons kyk gou of julle nog gebruik dit. Wow, dit is een van die akronieme wat jy nie kan vergeet nie. Jy onthou ASAP, as soon as possible, almal het gesê. Ek het gesê, I light. Dis wat 'n gelowige se akroniem behoort te wees. Want as soon as possible, dis wat ons bid. Here, ons het 'n probleem, hierdie goed moet vinnig uitgesorteer word, want ek is besig om drama te hê, my werk te verloor, my visa werk nie reg nie, my gesondheid is nie goed nie, maar I light beteken, as long as it takes. Onthou julle nou? Sê hulle asseblief dit onthou. Ek gaan nou dit 10 keer herhaal, dat julle net dit sal onthou, want dis iets wat jy saam met jou kan vat. En dis wat ek by Abraham leer. Abraham trek uit sy land uit, daar is nog geen land nie, daar is nog geen volk nie, sy vrou is oud, hy is oud, almal is klaar, maar hy wag geduldig, as long as it takes. En hoe lank dink julle dit gevat, voordat God se volk, in die land wat hy beloof het, gaan vestig het, vandat God van Abraham geroep het, tot die dag dat Josua deur die rivier getrek het, deur die Jordaan rivier getrek het, en Jerigo ingeneem het, en begin het om God se belofte waar te maak. Hoe lank was dit?
10 jaar, 50 jaar, 100 jaar. 685 jaar. Dis soos God werk. Hoekom hy so werk, weet ek nie. Maar as lang as dit tyd, hy het 'n belofte gemaak en vandag nog bestaan dit. Hulle het daar gewoon, maar dit nog nooit 'n land. Hulle het daar gewoon in tente. En 685 jaar later het hulle eers ingetrek. Ek wil vandag vir jou vra om iets met jou saam te vat. Ek weet nie, slegte omstandighede maak en breek nie 'n mens nie. Ons dink baie keer so, ja, hierdie ding breek my. Hierdie ding wat my gebeur het, maak my stukkend. Maar uiteindelik openbaar dit net waar is jou geloofslewe? Waar is jy diepte? Is jy enkel diep, nie diep? Hoe ver het jy gegroei op jou geloof? Jy te sê, ek glo in God in hierdie situasie, ek gaan geduldig wag tot daar 'n antwoord kom. Want daar's krag, dis die 4de beginsel, daar's krag in geloof. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud was, krag ontvang, om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. So dis vir my 'n les in geloof, dat ek by 'n punt moet kom in my lewe, en jy, om te sê, ek ag God getrou genoeg. Dit wat ek het en nie het nie, is binne in sy wil. Want baie keer het ek nie goed en ek wil dit hê en ek kry dit nie en ek is kwaad vir God. Maar uiteindelik sê hy, ek kan dit doen. Maar ek weet, dis nie binne my wil of nou nie, of ek gaan dit nie nou so doen soos wat jy wil nie. Maar hoe ag jy hom? Hoe ag jy hom getrou? Stadium is Maria, sy is 'n jong dogter van 15, 16, minding haar own business. Is daar 'n engel by haar. En die engel sê vir haar, jy gaan swanger word. En sy sê vir hom, daar's nou geen manier ek gaan swanger word nie, want ek slaap nie by 'n man nie. En hy sê vir my, dit is nie iets wat met 'n man gaan gebeur nie. God gaan jou swanger maak. En jy gaan Jesus gaan gebore word, die verlosser. En sy sê dis nie moontlik nie. En wat is die antwoord van die engel? Hoor wat sê hy? Niks is vir God onmoontlik nie. So ek wil hê as jy dink daaroor, jy dink oor jou situasie en jy dink maar my situasie is baie erger as Maria se. My kind is ver heen of my huwelik is op sy rots of ek het nie geld oor nie, ek is benarde posisie of hierdie siekte wat ek het maak my dood, wat ook al. Dan is hierdie woorde en ek wil dit weer opsit daar. Niks is vir God onmoontlik nie. En die flipside van daai coin is alight, as long as it takes. As jy daai twee beginsels saam met jou vat, oor geloof, is om te sê, geloof is nie net om te glo in Jesus nie, geloof is 'n leefwyse. Nou ek dink baie keer, en daarmee sluit ek af, ons vat geloof for granted, want ons sê ons is gelowiges, en ons is. Ons glo, en het is maklik om te glo, want jy sien die wonderlike ding van Jesus, maar baie keer is dit net so, dat ons by 'n punt moet kom te sê, ek moet dieper in my geloof groei. En as ons eerlik moet wees, om te glo is baie keer moeilik, want jy glo in iets wat jy nie sien nie. Ek nou gesê, jy glo in die Bybel, en jy weet, ek moet net weet, dis die waarheid. Ek glo in 'n ewige bestemming, ek glo in die hemel, wat eendag gaan kom. Maar die beginsel wat ek wil hê jy moet huis toe vat, is sonder geloof, sonder God, is jy niks nie. Jy is op 'n goeie plek, jy is ten minste in die water, as jy glo. En jy het 'n toekoms. Jou toekoms lyk dalk vandag baie korttermyn, né? Ons dink aan 'n korttermyn toekoms. Kyk hoe lyk my lewe nou. Maar hoor wat sê hier in Hebreërs 11 vers 16. Hulle het na 'n beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. So ons is nie net burgers van hierdie land nie. Ons is vreemdelinge. Ek het heel in die begin gesê, ons werk teen die stroom op. Die mense van hierdie land en van die wêreld is teen God. Ons is stroom op. Ons is teen die kultuur. Ons is kontra kultuur. Ons is anders as hierdie wêreld. Maar ons het 'n toekoms.
En ek weet nie of jy nou kan terugdink aan jou lekkerste vakansie. Dink jy terug nou? Die hemel is beter. Die plek waar ons eintlik by God gaan wees. Dink aan die wonderlikste gesinne die wonderlikste tye wat jy as gesin by mekaar het, of as vriende by mekaar het. Hy lekker kuier, dink gou daaraan. Die hemel is beter. En dis wat hy ons wil leer, wat geloof vat ons verder, vat ons nader aan God. So hoe leef ek in geloof? Ek volg God blindelings. Dit beteken doodevoudig, ek kan nie sien nie, ek weet nie hoe daar uitkoms gaan wees nie, ek verstaan nie hoekom dit gebeur nie, maar ek glo God, want hy het beloftes vir my gegee. En sy belofte, een van die baie beloftes, wat 100 keer seker, ek weet nie hoeveel keer herhaal hy in die Bybel nie, is, ek is met jou. Daar is soveel ek is beloftes, wat jou baie jare sal besig hou, as jy net dit wil bestudeer. En dis wat hy beloof, so hou vas aan sy beloftes. En partykeer vra God vir jou, vir iets wat jy dringend nodig het, wag geduldig. En partykeer deur die krag van geloof gee hy vir jou dit, en partykeer nie. Partykeer gaan jou nageslag eers dit beleef wat jy voorgebid het. Ons weet nie. Maar dit weet ek. As jy so leef, hoor wat sê die laaste deel van vers 16. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Dis 'n amazing gedagte. Dat wanneer jy op 'n punt kom, te sê ek glo in God, maar ek glo nie net in God nie, ek het 'n leefwyse van glo. Dat ek, wanneer ek loop in die geloof, ek wandel in die geloof, ek loop so, dat God, ek hom blindelings volg, dat ek wou vas in sy beloftes, ek is geduldig, maar ek loop saam met hom, deur my swaar kry heen, deur my lekker tye heen, weet ek God is by my, dan sê hy, ek is skaam om te sê, ek is jou God nie. Ek is ons skaam om te sê, God is ons God. Maar hy sal nooit skaam wees nie. Dan dink ek, hoor maar, as ek sonde doen, nee, hy is hartseer, ons kan die gees bedroef maak. God sê, ek is skaam om te sê, ek is julle God nie. So ek vra vir jou, en wil jy nie vanoggend weer opnuut sê, Here, maar ek wil net een stapie groei my geloof. Jy vanoggend 'n besluit te neem, dis ek sal die blindelings volg, partykeer gaan ek baie moeilik wees. Maar ek weet, U is nie skaam oor my nie. U wil my God wees. So kom ons bid daaroor. Vader, ek wil vir U kom vra. Help vir my. Help vir ons. Want as ons eerlik met mekaar is, dan is daar baie keer wat ons sukkel om te glo. Ek moet dit bely. Baie keer het ons gebid vir mense wat moet gesond word en dan gebeur dit nie. Baie keer het ons gebid vir huwelike wat moet regkom en dan kom dit nie so nie, Here. Baie keer het ons gebid vir kinders en vir geld en al hierdie goed, werk. En ons teleurgesteld gelaat. En dan voel ons baie keer, maar wat help dit om te glo? Maar Vader, U wil ons kom leer. Te glo is veel meer as dit. As 'n hemelse toekoms, daar's 'n tyd saam met U hier, wat U saam met ons loop. En Vader, help vir ons om dieper te groei in geloof, dat ons meer, hoe dieper ons groei, meer gaan ons weet van U. Meer gaan U ons leer. Meer gaan U ons help. Help ons asseblief daarmee. Vader, miskien sit hier iemand wat sukkel daarmee. Wat sukkel om te sê ek glo, ek kan glo. Miskien het hy of sy bietjie van hulle geloof verloor oor goed wat gebeur het. Ek wil vra dat hulle vandag weer kan vashou aan U. Dat jy die wete, dat God is my God, en hy is nie skaam om my God genoem te word nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.